Vriende, baie welkom. Kom ons sit net so en dan maak ons harte stil vir die woord van die Here. Sonder U kan ons nie eers hierdie woorde sing waai deur my. Sonder U Heilige Gees wat vir ons kom lei en ons oprig en ons oproep om te kom om die Afrikaanse Bybel van hoofstuk 58 is valse en ware godsdiens. In die King James, in die Engels, true and false fasting. Ekskuus, laat ek net 'n oomblik, is julle okay daar agter? Is dit reg? Okay. Ek gee aan hierdie boodskap die tema ware aanbidding. Nou vriende, ten spyte van hulle afgoderry wat ons verlede week na gekyk het die volk van God aangehou om hom ook te aanbid, maar baie oppervlakkig, baie selfsugtig en baie selfgesentreerd. En die hoofstuk open met God wat die volk aankla. Op die oppervlak lyk dit asof hulle hom liefhet, dit lyk asof hulle hom dien, dit lyk asof hulle hom opreg nader. En die volk self is oortuig dat hulle opreg is. Hulle vra dan hierdie volgende vraag: waarom antwoord U nie ons gebede nie? Selfs al vas ons, antwoord U ons nie. En dan is dit God wat hulle antwoord. So kom ons lees die eerste 3 verse saam en ons gaan lees vers 1, 2 en die eerste gedeelte van vers 3 en dan begin ons hierdie hoofstuk deurwerk. God kla hulle aan. Hy sê: roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig dan wanneer hulle vas en bid. En vanaf vers 3b tot by vers 5 antwoord God hulle dan en hy sê vir hulle hoekom hy hulle nie antwoord nie. Kom ons lees daardie verse saam. Vers 3b: kyk op die dag as julle vas, dan soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag julle arbeiders aan. Kyk om te twis en te kyf vas julle en om te slaan met 'n misdadige vuis. Julle vas nou, nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies, vra God? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Guzik skryf die volgende. Hy sê: genoeg van voorgee. Nou ontbloot God hulle ware toestand. Die werklikheid was dat die mense nie met 'n opregte hart gevas het nie, maar dit slegs as 'n leë ritueel gedoen het. Selfs op die dag wanneer hulle gevas het, het hulle steeds hulle werknemers uitgebuit. God het nie hulle vas aanvaar nie, omdat dit nie met 'n opregte hart van gehoorsaamheid gedoen was nie. Hulle het vir behoeftes gevas, ja, maar vir selfsugtige behoeftes, soos: Here, help my om hierdie argument te wen. Here, help my om hierdie persoon te verslaan. Alhoewel hulle gebede gepaard gegaan het met vas, was dit selfsugtig en goddelose gebede en God het nie geantwoord nie. Die doel van hulle vas was om hulle self te verheerlik, om hulle stem in die hoogte te laat hoor, en God sê nee, julle sal nie meer so vas nie. Die soort vas wat God hier bestraf, is 'n hol leë vertoning sonder geestelike lewe daarachter. Dit is nie die soort vas wat God wil hê nie. Alhoewel hulle al die regte dinge gedoen het, hulle buig hulle neer soos 'n biesie, hulle sprei sak en as uit, noem God hierdie nie eers vas nie. Valse, leë aanbidding wat niks meer as 'n valse, oppervlakkige, godsdienstige aktiwiteit was nie. Guzik gebruik dan die Engelse methodiste predikant en kommentaarskrywer Dominee Adam Clarke as 'n voorbeeld. Dominee Clarke het in 1823 die volgende woorde geskryf teen die gebruik van slawehandel in Engeland. En hierdie wat hy geskryf het, ek weet nie of hy dit in 'n koerantjie geplaas het en of hy in watter platform het hy dit uitgegee nie, maar dit was natuurlik gerig aan die inwoners en die regering van Groot-Brittanje. Luister wat het Dominee Clarke geskryf in 1823.
Hy sê, hoe kan enige nasie voorgee dat hulle vas of God enigsins aanbid, of dit waag om te bely dat hulle in die bestaan van so 'n wese glo, terwyl hulle die slawehandel voortsit en handel dryf in die siele, die bloed en die liggame van mense. Dan skryf hy aan hulle, hy sê, julle mees misdadige van die skelms en ergste van die skynheiliges, gooi dadelik die masker van julle godsdiens af en verdiep nie julle eindelose verderf deur die geloof van ons Here Jesus Christus te bely, terwyl julle voortgaan met hierdie handel nie. Hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van valse aanbidding, van leë, dooie godsdiens. Miljoene mense in Groot-Brittanje en in die VSA het Sondag vir Sondag in die kerk gesit. Ewe vroom liedere gesing, ewe vroom gebede gebid, ewe vroom en ernstig na die boodskappe geluister en daarna uitgestap en middagete gaan eet. En dit terwyl hulle ondersteuners en gebruikers van slawe was en ondersteuners van slawehandel. Dit terwyl hulle mense gekoop en verkoop het soos goedere, hulle sonder vergoeding laat werk het, hulle in haglike omstandighede laat bly het, hulle met swepe geslaan het indien hulle oortree het, en hulle soos hase met honde gejag het wanneer hulle ontsnap het. Maar volgende Sondag was hulle weer ewe vroom in die kerk. Weer het hulle in hulle eie opinie God opreg aanbid, ewe vroom gebede gebid en liedere gesing, ernstig na die woord van God geluister, daarna uitgestap en middagete gaan eet. Ongelooflik. Nie 'n oomblik se slaap verloor oor die slawe wat soos diere bymekaar gemaak en saam geboei was nie. Nie 'n oomblik se slaap verloor oor die haglike omstandighede waarin hierdie mense onder in die buik van ou primitiewe skepe soos diere in 'n hok vervoer is, aan mekaar gebind, sonder ablusie, met swak kos in vieslike omstandighede nie. Nie 'n oomblik se slaap verloor oor die duisende slawe wat in hierdie omstandighede gesterf het nie. Wat is dit? Dit is leë, oppervlakkige godsdiens. Betekenislose rites en liturgie, 'n hartelose en koue verhouding in hakkies met God. In die VSA het die suide teen die noorde opgestaan en 'n bloedige oorlog is geveg oor hierdie saak. Broers het teen broers beklei, landgenote het mekaar aan flarde geskiet oor die reg om slawe te kan aanhou en te kan koop en verkoop. En tog het die mense van die VSA ook Sondag in die kerke gesit, vroom gebid, geluister en gesing. En dit is presies waarvan God deur Jesaja hier praat. Julle vas ja, julle bid ja, maar daar's geen geestelike lewe nie. Daar's geen hart vir jou naaste nie. Daar's geen empatie in jou hart nie. Alles gaan net om jouself en jou eie belange. En vriende, dit is vandag nog steeds so. Elke Sondag sit mense in Suid-Afrika in kerke. Vroom. Gebede word gebid. Liedere word gesing. Daar word ernstig na die woord van die Here geluister. Maar vriende, Maandag tot Saterdag, weer Maandag tot Saterdag. Maandag tot Saterdag by die besigheid of by die werk of in die gesin word mense getrap, mense word uitgekruit, mense word misbruik, mense word verneder en emosioneel gebreek, werkers word gevloek, kinders word geskel, vroue word geslaan en gevloek, daar word gedrink en gedans, maar Sondag, dan sit ons weer vroom in die kerk. En wanneer die druk begin aandraai, dan word daar gebid. Wanneer dit swaar gaan in die besigheid, word daar ewe vroom gebid en gevas. Wanneer die probleme aanhou, word die dominee of die pastoor ingebring om die plek te kom uitsalf. Wanneer daar 'n kind siek is, word daar gevas en gebid.
maar is alles selfsugtig en selfgesentreerde aanbidding, oppervlakkig en leeg, want wanneer dinge weer mooi loop, dan word daar weer geskreeu en gevloek. En vriende, hierdie tipe godsdiens en valse aanbidding is baie algemeen. Dis nie moeilik om in hierdie tipe van selfmisleiding te verval nie, waar ek as individu dink dat ek opreg is, waar ek selfs glo dat ek God opreg aanbid, waar ek aanspraak maak daarop dat hy my gebede moet beantwoord. Maar die vrug van my lewe vertel 'n ander storie. Die vrug van my lewe wys net dit wat vir my belangrik is, wat tot my voordeel is. Die vrug van my lewensboom wys niks, zero, van wat vir God belangrik is. Guzik skryf hieroor, hy sê die mense van Jesaja se tyd het dieselfde probleem gehad as die fariseërs van die Here Jesus se dag. Hulle het op leer rituele vertrou, afgesien van die geestelike toestand van hulle harte. Ware vas wat gepaard gaan met ware bekering, gaan nooit oor uiterlike vertoon nie, maar oor groot krag by God. God sien deur die skynheiligheid van leë godsdienstige rituele, insluitende vas. En dan skryf hy, in Jesus se gelykenis van die fariseer en die tollenaar, het hy self vertel hoe die selfvoldane fariseer 'n spesiale punt daarvan gemaak het om te sê, ek vas 2 keer per week. En dit is juist hierdie hoogmoed waarteen God gekant is. Hy skryf voort, dit is nie dat Jesaja of God teen vas is nie, nee, hulle is teen enige leë godsdienstige ritueel. Die antwoord is nie om op te hou vas nie, maar om reg te maak met God en om jou vas meer as net oppervlakkig te maak. Wat is dan vir God belangrik, vriende? Vers 6 en 7. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Dat julle afhaal die stroppe van die juk. En vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? En elendiges en swerwelinge in jou huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Guzik skryf, God sê vir sy mense hier, as julle wil vas op 'n manier wat my behaag, begin die reg te maak met die mense om julle. Hou op om ander te onderdruk, reik uit na ander om te help. Eerstens moet julle ophou om goddeloos teenoor ander op te tree. Dit beteken dat om reg te maak met God begin deur die kwaad wat ons teenoor ander doen te stop. Ons moet begin om liefdevol teenoor ander op te tree. Dit beteken dat om reg te maak met God gevolg moet word deur liefdevolle dinge wat ons vir ander mense doen. En vriende, hier sien ons die kern van die evangelie, nie waar nie? Die kern van ware aanbidding, die kern van herstelde menswees, die kern van waarlik gered wees. Jy sien, ware aanbidding speel altyd uit in 'n sterk liefdevolle verhouding met mense. Ek sê dit weer, ware aanbidding van God speel altyd uit in sterk liefdevolle verhouding met mense. Altyd, sonder uitsondering. Want dit is die vrug wat die mees prominente wys in iemand wat werklik in die regte verhouding met God staan. Dit is die vrug wat die meeste impak maak. Dit is die vrug wat die meeste mense aantrek na God toe.
Wanneer iemand waarlik met God ontmoet, is daar dadelik die vrug van die Heilige Gees te bespeur in hulle lewens. Dit groei natuurlik met tyd, maar dit is by wedergeboorte reeds daar, want die Heilige Gees is reeds inwonend in die hart van die nuwe wedergebore persoon. So kom ons herinner mekaar vanmôre, wat is die vrugte van die Gees? Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, skryf Paulus. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Alles wat oor my gaan, my eer, my rykdom, my goed, my koninkryk. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel, vers 25, en laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Elke een van hierdie vrugte is 'n verhouding bouer. Elke een. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis bakstene wat in 'n verhouding ingebou word en dit bou daai verhouding sterk. En die fundament van dit alles, die Gees van God, die Gees van heiligheid, wat die Gees van nederigheid. Paulus lys ook die verhouding breekers, en hy noem dit die werke van die vlees. Kom ons kyk gou, Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Is baie interessant dat vers 21 eindig met hierdie woorde, né? Dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Reg deur die skrif sien ons hierdie patroon. God is nie beïndruk met godsdienst nie, vriende. God is nie beïndruk met leë oppervlakkige aanbidding en 'n gevas en geoffersbringery en al die dinge nie. God is tevrede wanneer verhoudings werk. Dis wat vir hom belangrik is. Verhouding met hom, verhouding met die mense om ons. Wat is ware aanbidding dan? Om God waarlik te aanbid, beteken dat jy hom en jou naaste liefhet soos jouself. Om God werklik te aanbid, beteken dat jy ander hoër ag as jouself. Om God waarlik te aanbid, beteken dat jy sterf aan self in jou diens aan ander. In jou omgee vir ander. In jou ophef van ander. In jou respek vir ander mense. Dis die toets. Dit is die vrug van ware wedergeboorte en aanbidding. En dit is die vrug wat hy soek. Dit is die aanbidding wat God soek. Ware aanbidding, 'n regte, nederige verhouding met hom en 'n regte, nederige verhouding met die mense om ons. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself, die hele wet en die gebooie. Luister na Jakobus in die Nuwe Testament 1 vers 26 en 27. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Hoekom vas julle? Hoekom bid julle? Hoekom kom julle by mekaar? Julle skel mekaar dan, julle kritiseer mekaar, julle breek mekaar stikkend, julle is kwaai vriende met mekaar, julle is skinder, julle is afgunstig, julle is jaloers. Die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek
en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Ander mense. Wat is die kern van hierdie 2 verse? Verhoudings. Dis die kern. Laat ek dus weer reguit praat vanmôre. As jy vroom in die kerk sit, maar jou vrou verskreeu by die huis. As jy vroom in die kerk sit, maar jy kritiseer en breek jou kinders af en jy verkleineer hulle. As jy vroom in die kerk sit op 'n Sondag en jy verskree jou werkers en jy vloek hulle en jy misbruik hulle. As jy vroom in die kerk sit, maar jy verpes jou buurman en jy doen alles in jou vermoë om sy lewe om te krap. As jy elke Sondag in die kerk sit, maar jy haat iemand en jy weier om te vergewe. As jy konstant nikkerig en krities is, dan doen jy die werke van die vlees. Jy breek verhoudings en mense af. Jy misbruik mense, jy disrespekteer mense, en dan sê Jesaja vir jou vanmôre, moenie eers jou tyd mors om te bid of te vas nie, want God luister nie na jou nie. Hy gaan nie na jou luister nie. Baie interessant dat 1 Petrus 3 vers 7, in verband met die huwelik, dat Petrus hierdie volgende woorde skryf. Net so moet julle manne verstandig met julle vroue saamlewe, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Hoekom? Sodat julle gebede nie verander mag word nie. 'n man wat op sy vrou skree en haar verkleineer en haar hart behandel, moenie eers bid nie. God luister nie vir jou nie. Hy luister nie vir jou nie. Dis nie ware aanbidding nie. Jy kan hom nader vir watter saak ook al. As jou verhouding met jou vrou nie reg is nie, luister God nie na jou nie. As jy dink jy's die baas in die huis en jy kan almal skel en rondjaag en jou vrou met haar praat soos wat jy wil, God luister nie na jou gebed nie. Hou maar op bid. As die verkeerde houding teenoor ons vroue ons gebede kan verhinder, dan kan ons verseker weet dat die verhoudingbrekers, die werke van die vlees, ook ons gebede sal verhinder. Wat gebeur in die lewe van iemand wat God waarlik aanbid? Vanaf vers 8 tot 12 gee Jesaja, die Here deur Jesaja vir ons hierdie wonderlike waarhede. Vers 12. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, en jou genesing sal skielik uitsprei. Jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, en die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Guzik skryf, hy sê, as God se mense hulle vas sou koppel aan lewens van geregtigheid en liefde, dan sou hulle sien dat hulle gebede verhoor word. Hulle lewens sal vol lig, vol genesing, vol geregtigheid, vol van die heerlikheid van die Here word. Wanneer hulle tot God uitroep, sal die Here hulle dan antwoord. Vers 9. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp, en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger, en die leenagtige woord. Ons is mos so lief om vir ander mense te sê, maar jy. En hy skryf verder, Guzik, die Here gee vir hulle 3 dinge wat hulle moet ophou doen. Hulle moet ophou om ander mense te onderdruk en te behandel soos diere wat in 'n juk gebind is. Hulle moet ophou om die vinger na ander te wys en eerder kyk en sien waar hulle self te blameer is. En hulle moet ophou om goddeloosheid te spreek. Hierdie is die sondes wat ons teen die Here en teen ander mense doen. En as ons reg met God wil wandel, moet ons ophou daarmee en waak teen hierdie sonde. Vers 10. En jou siel laat uitgaan na die hongere, en die neergeboë siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Hier gee die Here vir hulle 2 dinge wat hulle moet begin doen. Daar's 3 wat hulle moet ophou doen, en hier's 2 wat hulle moet begin doen. Eerstens, bedien die hongeriges met meer as net kos. Jy moet jou siel na die hongerige uitbrei, en hulle moes die getuisterdes probeer help. Om dit nie te doen nie, is sondes van versuim, skryf hy.
Dit is die dinge wat ons moes gedoen het, maar ons het nie. En as ons reg met God wil wandel, moet ons ons oë oopmaak en doen wat ons liefdevolle plig voor hom is. Hy haal dan 'n gebed aan uit die boek van Algemene Gebede, die 1559 uitgawe. 'n Algemene belydenis van sonde. Luister na hierdie woorde. Luister na hierdie gebed. Almagtige en barmhartige Vader, ons het gedwaal van U weë, afgedwaal soos verlore skape. Ons het te veel die planne en die begeertes van ons eie harte gevolg. Ons het teen U heilige wette oortree. Ons het dinge wat ons moes gedoen het nagelaat, en ons het die dinge gedoen wat ons nie moes gedoen het nie. Daar is geen geregtigheid in ons nie. Maar U, o Here, wees ons elendige oortreders genadig. Spaar hulle, o God, wat hulle foute bely. Herstel die wat berou het, volgens U belofte, wat aan die mensdom in Christus Jesus, onze Here, verkondig is. En gee, o barmhartige Vader, om sy ontwil, dat ons hierna 'n godvrugtige, regverdige en 'n nugter lewe mag lei, tot eer van U heilige naam. Toe ek hierdie gebed lees, dink ek, ag, as meer mense maar net nederig en opreg hierdie gebed teenoor God wil bid. Vers 11, die Here sal jou gedurig lei, jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel. Guzik skryf, dan sal jou lig in die duisternis opgaan, en jou duisternis sal wees soos die middag. Aan die berouvolles beloof God seën. Nie net sal hulle lig hê nie, maar self die duisternis sal wees soos die middag. Dit is die belofte vir diegene wat meer doen as net leë godsdienstige rituele. Om die leiding van die Here te hê, is leë godsdienstige rituele nie genoeg nie. Ons moet God soek met opregte harte en opregte dade. Diegene wat God dien met opregte harte en dade, geniet 'n gesondheid en 'n lewe van die siel, wat onmoontlik is vir die oppervlakkige volgeling van God om ooit te ken. En dan vers 12, die laaste vers. Die wat uit jou voorkom sal die ou puinhope bou. Die fondamente van vorige geslagte sal jou oprig. Jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. Hy skryf, diegene wat God dien met opregte harte en dade, bereik groot dinge vir God se koninkryk. Hulle bou en word die herbouers van mure genoem, die herstellers van paaie, om bewoonbaar te maak. En dan skryf hy, jy kan niks vir God se koninkryk doen, as jy nie bou op die fundament van 'n ware, diep wandel met God nie. Hy haal dan vir Ellen Redpath aan, en ek is amper klaar, wat oor hierdie vers die volgende skryf. Hoe nodig is daar vandag 'n herbouwerk? Ons leef in 'n gebroke wêreld. In elke rigting is daar skeure wat wyd en diep is. Daar is gebroke harte en gebroke huise, en wat eens heilig was, is nou net 'n woeste plek. Terwyl daar eens 'n sorgvuldig bewaakte heining rondom die heiligheid van die gesinslewe, sekslewe en die reg op persoonlike privaatheid was, is daar nou net 'n woeste plek. Die muur van beskerming is in puin, en die lewe het al sy betekenis verloor. Ek sluit dan af, alles in ag genome toon hierdie gedeelte verskeie eienskappe van 'n lewe wat reg is met God. Dit is 'n verligte lewe, jou lig sal in duisternis opgaan. Dit is 'n begeleide lewe, die Here sal jou voortdurend lei. Dit is 'n tevrede lewe, en jou siel versadig in droogte.
Dit is 'n geurige lewe, die geur van Christus word versprei, soos 'n nat geleide tuin. Dit is 'n vars, volgehoue lewe, soos 'n fontein van water, waarvan die waters nooit ophou nie. Dis 'n produktiewe en 'n genesende lewe. Jy sal ou pynhope weer opbou. Ek sluit af. Wat is ware aanbidding dan? Is dit die bywoning van 'n erediens op 'n Sondag? Is dit die sing van mooi liedere in 'n emosioneel meesleurende atmosfeer? Is dit die gee van tiendes en offers? Is dit vas en bid? Die antwoord is, dit kan al hierdie bogenoemde wees of geen een van die bogenoemde nie. Dit hang af van twee dinge. Eerstens, is ons reg met God? Tweedens, is ons reg met mense? Om reg te wees met God, moet jy wedergebore wees. Jy moet God bo alles lief hê, omdat hy jou uit genade gered het. Om reg te wees met mense, moet ons sterf van onsself, want ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Om de Sondag vir Sondag in die kerk te sing, en te bid, en te luister na God se woord, beteken niks. Die mense in Engeland het dit ook gedoen, terwyl hulle slawe vertrap het. Dit het niks beteken nie. God het nie na hulle geluister nie. Om kerk by te woon terwyl jy kwaad is vir iemand in jou familie en jy weier om vrede te maak, beteken niks. Om mooi liedere oor en oor saam te sing totdat daar hoendervleis op jou vel uitslaan, beteken niks. Indien jy jou werkers onderdruk en oneerlik besigheid doen, of as jy in sonde saam bly, of elke naweek dronk is, en ander mense se lewens omkrap, dit beteken niks. Om te vas en te bid beteken niks, as jou vrou verskree, en jou kinders verneder en sleg sê, en as jy drink en 'n gek van jouself maak, dit beteken niks, God hoor jou nie. Alles hang af hiervan. Is jy reg met God? En is jy reg met mense? Wat is ware aanbidding dan? Ek lees weer vir ons vers 6 en 7. Is dit nie die vas wat ek verkies? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Afhaal die stroppe van die juk. Vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges en swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Bou ons of breek ons? Ons 'n baie bekende vraag in Suid-Afrika. Is ons mense wat die skeure in die mure weer herbou? Wat ons samelewing help herstel? Of skeer ons dit groter oop, terwyl ons elke Sondag in die kerk sit en vroom bid? Herstel ons die stikkende paaie in mense se lewens en in ons samelewing, of grou ons nog meer gate waarin ander moet val? Dis so maklik om die ware aanbidders van God raak te sien. En dis baie keer mense wat nie eers sing in die kerkie, want hulle kan nie sing nie. So hulle staan maar liewers ter stil, of hulle sing baie saggies saam. Hulle is waarlik wedergebore. Hulle het waarlik gesterf aan hulle self, en dit wys in hulle diens aan ander mense. Hulle bou die skeure in die mure weer toe, deur die vrug van die Heilige Gees. Hulle herstel die paaie tussen mense, sodat verhoudings kan werk. Hulle is lief vir God met hulle hele hart, en hulle is lief vir mense soos vir hulle self. In Matteus 5 noem ons Heiland hierdie mense 9 keer salig. Salig is die, salig is die, salig is die, salig is die. Gaan lees dit weer. Ware aanbidders. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord so duidelik is. Ons kan dit nie misverstaan nie. Daar's nie 'n manier hoe ons om dit kan kom nie, Here. U sê, as jy my wil aanbid, as jy wil vas en jy wil my troon nader, maak seker dat jou hande skoon is,
dat jy nie ander mense vertrap en verdruk en te nakom, verskreeu, verkleineer, soos 'n dier behandel nie. Maak seker dat daar geen goddeloosheid in jou mond is nie. Ons bid, Here, dat U vir ons sal help. Ons is so geneig om godsdienstig te word, Here. Dit 'n leer ritueel te laat word. O, help ons om hierdie gebed te bid. Here, wees ons arme sondaars genadig en leer ons wat dit is om U waarlik te aanbid. Dankie dat ek kan bid vir elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister. O, Here, daar's mense wat moet regmaak met ander mense. Was mense wat ander mense vertrap het terwyl hulle in die kerk gesit. Ek bid dat U vir ons sal help. Ons vra dit in Jesus se naam.